Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie Heer dat ons vandag besoek aan Efese mag bring. En dat ons kan onthou waarvandaan ons gekom het. Ons bid dat U ons ook hierdeur sal versterk, sodat ons betroubaar kan bly en dat ons kan vashou aan ons eerste prioriteit, Jesus Christus. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Nou, Efese was deel van die koninkryk van Lysimachus. En julle sal onthou, Lysimachus was een van Alexander se 4 generaals. En Efese was aanvanklik gebou in 'n moerasagtige gedeelte waar baie muskiete voorgekom het. Maar die tempel van Diana van die Efesiërs was daar. En die mense was gebonde aan hierdie tempel van Artemis of Diana, die fertiliteitsgodin. Hulle was baie lief vir Artemis of Diana. Maar Lysimachus besluit nee, hy wil hierdie tempel verskuif. Hy wil Efese wegskuif van die moeras en die muskiete af. En ons moet nou kennis neem dat Lysimachus aan sy vriend geld verskaf het om Pergamum te bou. En julle onthou, Pergamum was die koninkryk, ons het daaroor gepraat, nee. Efese word dus 'n stadstaat van die koninkryk van Pergamum. Nou later vererwe Lysimachus sy koninkryk aan Rome, en dit beteken dat Efese nou deel word van Rome. En dis baie goed om van kennis te neem waar hierdie plek gebou was in die moerasse, want daar was baie orakels in Efese, en orakels is 'n soort van profete of mense wat aan ander vertel wat die toekoms inhou en allerlei wonders doen, inkantasies, wat dan help om te vervloek of te seën na gelang van die behoefte. En hulle het hier om die moerasgebied gewoon. Nou natuurlik was hulle demonies geïnspireer gewees. En dis baie interessant, want die brief aan Efese, hoofstuk 6, 12 en 13 sê, nou sal julle onthou dat Paulus die brief geskryf het, wat sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Paulus het dit nie vir niets so geskryf nie, hulle het presies geweet waarvan hy praat. Hy sê ook, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Maar Paulus sê ook reeds in Efese 3, 10, 11 en 12, hy sê, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele, die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word, volgens die ewige voorneme, wat hy opgevat het in Christus Jesus ons Here, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Jy sien, die Christene in Efese moes dus staan teen die demoniese magte, hierdie orakels wat onder leiding van Satan is, wat uitgeoefen is deur die orakels. En Paulus het 3 jaar lang daar in Efese gewoon, so hy het kennis geneem. En hy skryf dan van hierdie magte en owerhede, en hy moedig die Christene aan, nie net om staande te bly teen hulle nie, maar om juist daar hulle getuienis uit te leef, sodat die mense hulle getuienis kan ervaar en sien. Nou vandag staan Efese as Kusadasi bekend. Die moeras is steeds daar. Nou daar is ook baie menorahs in Efese gevind, wat daarop dui dat daar 'n sterk messiaanse Joodse teenwoordigheid in Efese was. Maar daar is ook 'n pilaar in Efese, en bo op hierdie pilaar was 'n fakkel, en hierdie fakkel het altyd gebrand. Die pilaar was bekend as die ewige vlam. Nou die rede vir die vlam was om aan te toon dat alles wel was in die stad. As die lig verwyder was of uitgedoof was, het dit beteken dat daar iets verskrikliks aangegaan het, iets soos siekte, pes of die dood. Ook met hulle feeste was daar spele waar fakkels 'n belangrike rol gespeel het. Dink maar aan die fakkel met die vlam wat ewiglik brand van die Olimpiese spele wat ons vandag nog gebruik, né?
Nou is dit insiggewend dat wanneer Johannes aan die kerk in Efese skryf, hy juis noem dat die Here wat die brief aan hulle rig, die een is wat die 7 sterre in sy regterhand vashou en tussen die 7 goue kandelare wandel en dat hy hulle lig sal verwyder. Met ander woorde, aandui dat hy wat die lig is en lig verskaf vir ons pad, aan hulle wil bekend maak dat daar iets ernstigs verkeerd is in die kerk. En hulle verstaan dit. Nou nie net was daar baie gode in hierdie stad nie, maar keiseraanbidding was ook hier baie belangrik. Jy kon byvoorbeeld nie in die agora ingaan, dis nou die mark, as jy nie eers so knippie wierook gevat het en dit in die brandende wierookbak gegooi het as teken van jou lojaliteit aan die keiser nie. Die Christene wat hiermee 'n probleem gehad het, sou dus eintlik nie die agora of markplein kon besoek nie, en dis waar alles gebeur het. Maar dit het verder gestrek as dit. Domitianus was die keiser in hierdie tyd, en hy het dit 'n prioriteit gemaak dat almal in die Romeinse ryk hom sou aanbid. Sy ydelheid was so groot dat hy byvoorbeeld sy tempel op 'n plek gebou het wat oor die stad uitkyk en dus waar almal kan sien. En by sy tempel het hy 'n ry pilare opgerig en op elkeen van hierdie pilare was die gode van die tyd se beelde. En is bo op hierdie pilaarbeelde wat die platform of dak gerus het waarop sy beeld gemonteer is. Groot en oorheersend, wat 'n stelling om te maak. Al die gode van die Romeinse ryk dra die keiser, die oppergod. Hierdie goeders moes 'n verskriklike ding gewees het vir die Christene. Nou miskien was daar die visioen van Johannes in Openbaring 1 vers 9 tot 18 juis gerig om te dui dat Christus groter is as al die gode van Rome, groter is as Rome self, maak nie saak wat hulle doen of sê nie. Dis juis oor die konflik met keiseraanbidding wat Johannes, wat hier in Efese gewoon het, trouwens hy die kerk daar gelei, na Patmos verban is. Maar daar is ook nog 'n ander punt van belang. Hulle het die wil van God geken, die mense in Efese, en kon nie slegte mense verdra nie, sê die brief vir ons, wat aandui dat hulle die wet van God geken het. Nou dan so. Wel, die gebruik in Efese was as volg. Wanneer 'n wet gemaak is, dan is die wet op klip uitgekap, om die permanentie aan te dui. En die klip met die wet daarop is in 'n optog na die stad se sentrum gedra. Nou drommers het die optog vooruitgegaan om die mense se aandag te kry. Die klip met die wet daarop uitgekap is dan in die middel van die dorp geplaas en mense het tyd gekry om hulle te vergewis van die inhoud van hierdie wet. Hulle het nooit weer 'n verskoning gehad dat hulle die wet nie geken het nie. Die Here maak seker dat ons sal weet van sy wet, en net soos die Efesiërs sal ons dan, as ons sy wet ken, nie kan aanvoer dat ons nie geweet het nie. Dit was hulle plig, en dit is ons plig om te weet en om gehoorsaam te wees. Geen wonder die Here noem dat hy dit teen hulle het, dat hulle hul eerste liefde verlaat het nie. Eerste liefde in hierdie geval prioriteit, vir hom as prioriteit. Dit is wat hulle verlaat het. Here, dankie dat ons vandag veral kon besin oor Efese. Mag ons altyd getrou bly en ons eerste liefde nie verlaat nie. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Hier kyk ons na 'n baie interessante stukkie van die argeologie hier. As die mense nou in die tempel was en hulle het nou, of liewer laat ek nou sê, hier in die byeenkomsplek gewees en hulle het nou daar besin oor 'n wet en daar's nou uiteindelik besluit dat 'n wet gemaak word. Dan kom hulle na die tyd na hierdie plek toe. En hier in hierdie plek is daardie wet dan in steen ingekap. Nou weet julle ook sommer, as ek dit vir julle sê, waar kom die storie vandaan? The writing is in stone. Dis in klip.
Dit is vas, dit is gevestig. Dit kan nie verander word nie. So dit is hier in hierdie vertrek. So hier, as dit eers hier gedoen is, dan is dit onveranderlik. Dis in hierdie teater waar Paulus eens op 'n tyd gestaan het voor 'n skare van 24.000 mense. Wat Dionysius die silversmid bymekaar geroep het en bymekaar gebring het. Toe hy kwaad was omdat Paulus gesê het, Diana is nie die God wat aanbid moet word nie, maar Jesus Christus, die een wat vir ons bevryding gebring het. Hy het gesê, daardie kennis en insig en wysheid is wat belangrik is. Nie hierdie kennis van Diana wat die fertiliteitsgod is, of Artemis, soos wat sy ook bekend was nie. En daardie silverbeeldjies beteken niks nie, hulle kan net mooi niks help nie, hulle is maar net silwer en beeldjies. Dis maar al wat hulle is. Dit kan niks help nie. Natuurlik het hy die skare hier opgeroer en hulle wou met geweld vir Paulus doodmaak, uit die stad uit kry en so aan, totdat die gouverneur ingegryp het en gesê het, maar Paulus is Romeinse burger, julle kan hom niks maak nie. Ja, hier sou Paulus gestaan het. Hier sou hy vir hulle gesê het wat reg en wat verkeerd is. En hy was nie huiwerig en nie skaam om sy Here te verkondig nie en die boodskap reguit en onverdund met duidelikheid aan hulle uit te bring nie.